Ek het vir julle gesê dat ek het die afgelope tyd baie geseënd ervaar. Die Here het my op 'n paar besondere maniere ontmoet, en veral met die mense met wie ek te doen gehad het. Ouens wat deel is van hierdie New Covenant Ministries International waarvan ons deel geword het in die afgelope 2 jaar. Mense wat se harte net uitgaan, altyd reg is om te help, gereed is om te bedien, en wat lief geword het vir ons. Henny Kuiter stuur vir my maandag 'n boodskap en hy sê vir my, sê vir die gemeente, ons het lief geword vir julle. Maar soos ek gesê het, van julle het vir my die vraag gevra nadat Henny en Rita hier was en hy getuig het, vir my gevra, nou, hoe kry mense dit reg om die stem van die Here so duidelik te hoor? En eintlik was ek aanvanklik verbaas om te besef dat gelowiges baie keer nog daarmee sukkel, en toe besef ek het al die stem van die Here gehoor, maar dis nie asof dit elke dag gebeur nie. En ek het bietjie begin dink daaroor hierdie week, bietjie begin lees, en hoe meer ek daaroor gelees en dink het ek besef dat om die gees van die Here te hoor, om die Here se stem in jou lewe te hoor, is primêr afhanklik van 'n verhoudingsgebaseerde lewe met God en met sy woord. Om voortdurend in sy teenwoordigheid te wees, nie net eenmal 'n maand nie net eenmal in 2 maande nie, maar 'n voortdurende verhouding met God. En ek het al agtergekom, en julle het al agtergekom dat dit vir die Here baie belangrik is, dat ons in hierdie verhouding met hom lewe, dat ons in 'n verhouding van kommunikasie is met hom, want hy het dit moontlik gemaak vir ons. Hy het dit vir ons moontlik gemaak om met hom te kommunikeer, en dat hy met ons kan kommunikeer, en sy seun Jesus het dit vir ons moontlik gemaak, wat gesterf het aan die kruis, wat opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en toe hy opgevaar het na die hemel gesê het, maar ek gee vir julle die Heilige Gees, wat in julle woon. Om tot stilstand te kom vir 'n oomblik, van tyd tot tyd, en te erken, dat die Gees eintlik op 'n baie subtiele, maar 'n baie duidelike manier, ons in ons lewe wil lei. Van dag tot dag. En hy is ons voorspraak. En hy is ons leidsman. Hy is nie net ons leidsman wanneer ons hom vra om dit te wees nie. Hy wil ons leidsman wees elke dag in alles. Want ons is nie eintlik veronderstel as gelowiges, as volgelinge van Jesus, om enige iets te doen wat buite sy wil is nie. Ons is nie eintlik veronderstel om enige iets te doen wat ons nie eers aan hom bekend gemaak het, om seker te maak dat ons dit moet doen nie. Want ons behaag hom in alles wat ons doen. En daar is 'n paar dinge wat verseker kan help om die stem van die Gees beter te kan hoor. Maar vir eers is dit belangrik net om te weet, ons moet weet, die Here praat meestal stil en rustig. Kom ek probeer dit verduidelik. 1 Konings 19 vers 11 en 12. Maar die Here sê vir hom, hy sê vir Elia, wat lei ons af? Die Here het met Elia gepraat. Kom uit en gaan staan op die berg voor my, die Here, ek wil verbygaan. Skielik was daar 'n baie sterk wind wat die berg stikkend geruk en die rotse gebreek het voor die Here. Maar in die wind was die Here nie. Na die wind was daar 'n aardbewing, maar in die aardbewing was die Here nie. Na die aardbewing was daar 'n vuur, maar in die vuur was die Here nie. En na die vuur was daar 'n fluistering in die windstilte. Die Here sal selde uitskree bo die alledaagse geraas
wat in ons lewens aan die gang is. Al die geluide van ons besige lewens. Elia het nie die Here gevind in 'n sterk wind of in 'n aardbewing of in 'n vuur nie, maar in 'n stil fluistering. So as die Heilige Gees, as ons die Heilige Gees wil hoor, as ons die stem van die Here wil hoor, skep 'n omgewing daarvoor. Geen steurings of afleidings of angstigheid, fokus op 'n geestelike posisie van inskakeling, van in-tune, om die stem van die Here te kan hoor. Maar, hy praat, jy weet ook hy praat met jou, want dit getuig met jou gees. Dit getuig met jou gees. Romeine 8 vers 16 staan daar, wanneer hy praat, getuig het met ons gees, en in Romeine 8 vers 16, dankie Marie, staan daar, hierdie gees getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. Gees van God getuig saam met ons gees. Daar staan ook in Kolossense 3 vers 15, en die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. Luister, die vrede wat in ons harte is, in ons gees is, die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. So die Heilige Gees lei ons primêr deur ons gees. Nie deur 'n hoorbare stem noodwendig nie, maar soms net deur daai innerlike vrede en wete wat bevestig dat die rigting wat ek nou in beweeg is die rigting wat die Here wil hê ek moet inbeweeg. Wanneer jy besluite moet neem, dan vra jy jouself, af, ervaar ek die vrede van die Here, of veroorsaak dit dalk in my eerder 'n angstigheid, of bietjie verwarring? Dis baie belangrik dat ons weet, wanneer ek 'n stap neem, wanneer ek oor iets gebid het, wanneer ek vertrou om die stem van die Here te hoor, dan is dit belangrik dat ek vrede in my gees ervaar. Want nou hoor julle niks. Die leiding van die Heilige Gees sal altyd ooreenstem met die natuur van die Vader. Daar sal nie verwarring wees nie, daar sal nie angstigheid wees nie, daar sal nie twyfel wees nie. Onthou, een van die geestelike leiers het altyd gesê, when in doubt, opt out. Daar sal duidelikheid wees. 'n derde ding wat ons moet weet, wat hy vir jou sê, wat die Here ooit vir jou sê, as jy sê, ek wil graag die Here se stem hoor, wat die Here vir jou sê, sal altyd geanker wees waarin? Sy woord. Die Here sal nie vir jou iets sê, wat nie geanker is in sy woord nie. Johannes 10 vers 27 sê, my skape luister na my stem, ek ken hulle, en hulle volg my. Ons ken die woord van God, en daarom kan ons volg as hy praat, as ons weer is hy. Psalm 119 vers 105, die woord is 'n lamp vir my voet en is 'n lig vir my pad. Wanneer sal ek dit weet? Wanneer dit ooreenstem met die woord van God. Dis God wat praat. Hy sal nie iets sê wat nie in sy woord staan nie. Hy sal nie van jou iets verwag om te doen, of jy sal nie iets besluit om te doen wat nie volgens die woord van God is nie. Die Heilige Gees is die outeur van die Bybel. En hy is in ons. En my gees stem ooreen met sy gees, en sy gees is die outeur van die Bybel, en as ek die woord van God ken, sal ek weet wanneer die Here met my praat. Daar sal altyd harmonie wees tussen die Bybel en die gees van God. Hy gebruik die geskrewe woord. As jy die Here se stem dus wil herken, deurdrink jouself met die woord van God. Maak dit sin?
As ek wil weet wanneer dit die Here is wat met my praat, ken die woord. Wanneer jy die woord van God ken, kan die Heilige Gees jou maklik daarin lei, né? Hy kan jou maklik herinner aan sy woord in tye van nood. Dit is maklik vir hom, as ons sy woord ken. Die Bybel beskryf hoe dat die Here vele male met sy mense gepraat het, deur 'n stem, deur 'n engel, deur 'n droom, deur 'n visioen. Hy het selfs op 'n keer op 'n muur geskryf. As jy my nie glo nie, gaan lees in Daniël 5, wat daar staan. So dis nie verbasend dat ons, die gelowiges, graag duidelikheid wil hê oor wat die Here vir ons sê om te doen nie. Dit was in die Ou Testamentiese tyd al so, dat die Here op baie meer letterlike maniere kom beklemtoon het en vir hulle gesê het wat om te doen. Almal van ons het al verwarrende tye beleef in ons lewens. Tye wat 'n WhatsApp van die Here af baie wonderlik sou gewees het, wanneer ek 'n besluit moes neem. Dalk net 'n teken van die Here af om vir jou te sê, om net vir jou te herinner dat hy nie van jou vergeet het nie, nê. Mense sê die God van die Bybel is 'n persoonlike God. Maar jy het dit dalk nog nooit beleef nie. Jy het dalk in die afgelope tyd in Pinkster het jy beleef, maar ek ervaar nie die Here so persoonlik soos wat van hierdie ander mense dit doen nie. Jy weet net nie waar om te begin nie, jy weet nie, jy sal so graag sy stem wil hoor, maar waar begin ek? Die Here is dieselfde God vandag as wat hy was in die tyd van die Ou Testament. Hy praat nog steeds vandag met ons. En hy het dit moontlik gemaak dat elkeen van ons met hom kan kommunikeer deur Jesus, nê? Persoonlik met hom verhouding kan hê. Baie van ons het nooit geleer hoe om die Here se stem te herken nie. Of dalk het ons net vergeet, of dalk het ons net verleer. Jy sit dalk hier vanoggend en jy kan getuig dat jy op 'n stadium in jou lewe die Here se stem gehoor het, maar jy hoor dit nie meer nie. So in 'n besige wêreld, vol geraas, wat alles ons aandag aflei, hoe praat die Here met ons? Daar's 'n paar maniere in die Bybel. Die Here praat hoorbaar met mense. 'n Paar voorbeelde, een daarvan is Samuel. Julle kan gaan lees in 1 Samuel 3. Samuel was nog 'n kind toe die Here met hom in 'n duidelik hoorbare stem gepraat het in die tempel. Moses. Toe die Here met Moses gepraat, uit 'n brandende bos uit. Het die Here met Moses gepraat, hy het dit gehoor duidelik en vir hom gesê, hy moet die volk uitlei uit Egipte. Die Here het met Elia gepraat, ons het dit net nou gelees, in 'n fluistering in die windstilte. 1 Konings 19. So die Here kan praat met 'n hoorbare stem. Alhoewel dit nie in ons in hierdie westerse wêreld waar ons is, iets is wat ons baie meer ervaar nie, maar omdat die Here dieselfde is vandag as wat hy was, nog altyd, glo ons. Hy kan en hy wil praat met ons vandag, selfs nog in 'n hoorbare stem. Moenie daaraan twyfel nie. 'n Ander manier wat die Here met sy volgelinge praat is natuurlik deur wonderwerke. Tekens, drome, visioene, in baie forme gekom in die Bybelse tye. Hy het die Rooi See oopgekloof, het hulle pad gemaak. Hy het vir die disippels gesê, gaan soontoe en soontoe en soontoe, julle sal daar 'n vol vind wat vasgemaak is, en hulle het gegaan en hulle het presies so gevind. Baie letterlik. Maar ons vind drome, ons vind visioene, ons vind al hierdie tekens van die begin van die Bybel tot aan die einde. Selfs in Openbaring 4 sien ons dat Johannes, een van die getrouste volgelinge van Jesus Christus, het 'n visioen gehad van die hemel, strate van goud. Drome en visioene kommunikeer met ons op een van twee maniere, of met spesifieke instruksies, of met simboliek wat deur die Heilige Gees aan ons verklaar word, en geïnterpreteer word en verklaar word. So as jy die Here se stem wil hoor, wat is baie belangrik? Dit is
essensieel as jy die Here se stem wil hoor, om die Here se aangesig te soek. Hy maak dit baie duidelik vir ons in die Bybel dat hoe meer ons na hom soek, hoe meer sal ons sy teenwoordigheid beleef in ons lewens. Jeremia 29:13 En julle sal my soek en vind as julle na my vra met julle hele hart. Nou, ek staan gewoonlik so 5:00 in die oggend op. In die afgelope naweek, toe Henny en Rita daar by ons bly, was ek glad nie verbaas gewees toe ek 5:00 in die oggend by hulle kamer verbystap en sien dat hulle lig al reeds brand nie. Om later uit te vind dat Henny somtyds 3:00 in die oggend opstaan, om die Here se aangesig te soek. Hy hoop nie net die Here praat met hom ergens in die dag wanneer hy die Here nodig het nie. Hy hoop nie net wanneer hy nou skielik wil weet, moet hy hierdie pad vat of daai pad vat, dan gaan hy nou maar gou vir die Here vra en die Here gaan vir hom sê nie. Hy soek die aangesig van die Here lank voor sy dag begin het. En die Here praat met hom. Hebreërs 11:6 Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en dat hy 'n beloner is van die wat hom soek. Hy is 'n beloner van wie? Van die wat hom soek. Hoe beloon hy ons? Deur sy stem te hoor. Spreuke 8:17 Ek het lief die wat my lief het, sê die Here, en die wat my soek, sal my vind. Psalm 14:2 Die Here het uit die hemel neergesien op die mensekinders, om te sien of daar iemand verstandig is, wat na God vra. Wanneer is ons verstandig? Wanneer ons die Here se aangesig soek. Want, glo my maar, as jy nie dit al weet nie, ons het die Here nodig. Ons het nodig om sy stem te hoor. Ons dink ons kan sommer enige tyd gou die Here vra, hoe moet ons nou maak? So eenmal 'n maand of eenmal in 'n week miskien. En dan wil ons weet, hoekom hoor ons nie die stem van die Here so duidelik soos ander mense nie? Want ek praat nie eintlik met hom nie. Ek ken hom nie eintlik nie. As ons die Here eers in ons lewe ingenooi het, sal hy ons nie verlaat nie. Maar hy reageer op ons begeerte om meer van hom te weet, om beter te ken, wanneer ons meer tyd met hom spandeer. Ons demonstreer ons begeerte om die Here te ken. Ons demonstreer ons begeerte om sy stem te hoor, duidelik te hoor, wanneer ons tyd met hom spandeer. Wanneer ons die Bybel lees, bestudeer, tyd spandeer, in gebed, in kommunikasie met hom, wanneer ons meer tyd spandeer met medegelowiges, wanneer al hierdie dinge nie net iets is, wat ons aftik op ons to-do list elke dag nie, of elke week, of elke maand nie. Die Here moedig ons aan om al hierdie dinge gereeld te doen, want hy wil ons help om sy karakter beter te leer ken. En dit help ons om sy stem beter te herken. Hy gebruik ons kennis van wie hy is en wat hy al gedoen het om ons te help met die uitdagings in ons lewens. Om al die afleidings van die alledaagse lewe net eenkant te plaas, sodat ons kan fokus op die Here. Maar ons moet onthou, dis nie net 'n fisiese of geestelike aktiwiteit nie. Dit is om ons harte so sentraal te fokus op die Here, dat hy jou totale aandag het. Dan kan hy met jou praat. Dit is nie soos om met iemand te gesels.
in gesprek te wees en kort op jou horlosie te kyk. Of op jou selfoon. Om te kyk wie kommunikeer met jou nie. Want daai persoon gaan nooit voel dat jy regtig wil luister wat hy vir jou wil sê nie. En jy gaan nie hoor wat hy vir jou sê nie. En dan wil ons weet hoekom hoor ons nie die Here se stem so duidelik nie? Hoeveel te meer verdien die Here nie ons volle aandag nie? Ons kan nie verwag om die Here se stem te hoor as ons aandag nie op hom gefokus is nie. Hy praat met ons deur sy Heilige Gees. In die Ou Testament sien ons dat hy meestal praat met mense van buite hulle self af, uit 'n bos uit, in 'n harde stem in die tempel. Maar Jesus het vir ons meer beloof as dit. Toe hy opgevaar het na die hemel, in 'n tyd toe hy sy disippels uitgestuur het om die wêreld in te gaan, die evangelie te verkondig. Voor dit was dit nie moeilik vir hulle om die stem van Jesus te hoor nie, want hy was by hulle elke dag. Maar toe hulle verlaat het, het hy vir hulle die opdrag gegee om te gaan. En hy het vir hulle gesê, eintlik, ek weet, dis nodig dat julle nog my stem hoor. Maar julle gaan dit nie meer fisies hoor nie. So ek gaan vir julle die Heilige Gees gee. Sodat waar ons ook al gaan, wat ons ook al wil doen, wat ons ook al wil besluit, die Gees van God is in ons, om ons te help met daai besluit, of daai keuse. Jesus wou graag hê hulle moet met selfvertroue die wêreld ingaan om die evangelie uit te dra, en altyd te weet wat om volgende te sê en wat om volgende te doen. En daarom die Gees van God in hulle. In hulle teenwoordig, die persoon van die Heilige Gees, in ons teenwoordig, in elkeen van ons. Elkeen wat glo. Jesus sê in Johannes 16, vers 12 tot 15 die volgende, ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle sal dit nie nou kan begryp nie. Wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Wat hy sal sê, sal nie van homself kom nie. Hy sal net sê wat hy hoor, en hy sal die dinge wat gaan kom aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, want wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Alles wat aan die Vader behoort, behoort ook aan my. Daarom dat ek gesê het, wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Daai Gees is in ons. So hoef hom nie ergens te gaan soek nie. So hoef nie noodwendig ergens heen te gaan om sy stem te hoor nie. Die teenwoordigheid van die Heilige Gees in ons lewe verander alles as dit kom by hoe om die stem van die Here te hoor. As jy gekies het om Jesus te volg, dan woon sy Gees in jou. So eerder as om te wonder, hoe kan ek met hom in aanraking kom om ook sy stem te hoor soos wat ander dit hoor? Hy is in jou, gereeld by jou, in jou, om jou te lei in elke besluit. Die Here praat natuurlik met jou deur sy Bybel, deur die woord. En in die Bybel sê hy hoe ons moet lewe. Die lewe te leef waartoe hy elkeen van ons geroep het om te leef. Die Bybel is vol stories en lewenslesse wat die waarheid aan ons bekend maak. En as ons dit ken, dan herinner die Heilige Gees ons eintlik net daaraan. In spesifieke situasies. Maar dit gebeur deur die innerlike aansporings van die Heilige Gees. Johannes 14 vers 26, en wanneer die Vader in my naam die voorspraak, die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Die Heilige Gees is die een wat ons herinner om gehoorsaam te wees, om ons rug te keer op sondige optredes, om uit te reik na medegelowiges wanneer ons ondersteuning nodig het. Dis hierdie innerlike aansporings wat ons ook aanmoedig
om die boodskap van Jesus na ander mense toe te vat. As ons nie die Heilige Gees in ons beleef en toelaat om ons te herinner aan alles wat God vir ons gesê het nie, sal dit vir ons baie moeilik wees om te getuig. Ons sal nooit weet wat om te sê nie. Maar deur sy woord wat ons ken en sy Gees wat ons herinner, is dit maklik om uit te gaan en te praat. En selfs net te begin praat, al weet jy nie wat om te sê nie, want jy weet die belofte van die Here is, dat sy Gees sal jou dit gee wat jy van vergeet het. En dit wat jy nie eers van geweet het nie selfs. So hoekom is dit vir baie Christene so moeilik om te weet wat die Here vir my sê? Om te weet of dit die Here is wat praat. En daar's 'n groot waarskynlikheid dat die antwoord hierop is dat daar baie dinge is wat ons verhinder om die stem van die Here te hoor, wat ons probeer verhinder. En dit was vir my 'n bevestiging, omdat dit iets was wat die Here vir ons gesê het in die Pinkstertyd, dat toe ek in my voorbereiding weer hierop afkom, dat die Here sê, een van die redes hoekom ons nie sy stem hoor nie, een van die struikelblokke hoekom dit vir jou moeilik is om die stem van die Here te hoor, soos wat ander ouens dit dalk hoor, is deur te besig te wees. Ons het dit in die Pinkstertyd gehoor, en dit lyk vir my die Here wil dit vandag kom bevestig. Om te besig te wees is die mees algemene ding wat ons verhoed om die stem van die Here duidelik te hoor. Jou programme sal reeds oorvol, maar ons probeer nog goed inpas. 'n Paar mense het al vir jou gesê, hey, jy moet bietjie afskaal, hoor. Jy moet bietjie meer tyd met jou familie spandeer. Jy moet bietjie meer tyd spandeer in rus, saam met die Here en by die Here. Jy het te veel goed, ou. Jy begin in die oggend hardloop en jy hou net nie op hardloop nie, want dis net die een ding op die ander. En in die aand kom jy by die huis met hierdie wonderlike begeerte om graag met die Here te kommunikeer, maar jy val maar net op die bed neer op die einde van die dag en jy raak aan die slaap omdat jy te moeg is. Net te uitgeput. 'n Te besige lewe steel jou vermoë om lank genoeg die pas te markeer, om lank genoeg stil te word, om die stem van die Here te kan hoor. Iets anders wat ons ook verhoed is invloede van buite af. Mense vul nie net hulle skedules en hulle dagboeke nie, en ek praat van myself ook baie keer. Ons vul nie net ons program so vol met ons skedules en ons dagboeke nie, maar ons maak ook ons gedagtes so vol, oorvol. Hoe doen ons dit? Met al die tegnologie wat vandag tot ons beskikking is. Ons word versoek om elke moment, elke beskikbare moment, 'n moment wat die Here dalk vir jou moontlik gemaak het, elke beskikbare minuut, spaarminuut, vul ons met vermaak, met inligting, met musiek, met TV, met flieks, met videogames. Sommige boodskappe het 'n positiewe effek op jou. Al hierdie boodskappe wat jy kry op sosiale media, maak nie saak of dit nou Instagram of Facebook of waar is nie, van hulle het dalk 'n positiewe invloed op jou, maar die meeste waarskynlik nie. Dit is die manier om jou beter te laat voel op daai oomblik, maar later nie meer nie. Ongeag, die stem van die Here is besig om daarmee te kompeteer.
Verstaan 'n paar van ons dalk nou hoekom ons nooit die stem van die Here hoor nie? Want die tyd wat die Here vir ons gee om sy stem te hoor, maak ons vol met ander goed. Die konstante stroom van boodskappe is 'n geweldige afleiding as ons graag die stem van die Here wil hoor. En ons kry baie keer boodskappe wat ons aanmoedig en bemoedig, dit is so. Maar nie alles daarvan gee altyd die eer aan die Here nie. Nie alles daarvan het altyd goddelike of Bybelse perspektiewe nie, of motiewe selfs nie. Die meeste boodskappe wat rondgestuur word, reflekteer eerder wêreldbeskouings as wat dit goddelike beskouings reflekteer. En die enigste manier om die verskil te ken, is om tyd te spandeer om die Here te ken, om sy woord te lees en om te bid. Wat verhoed ons nog? Ons optrede en ons gesindhede. Die keuses wat ons in die lewe maak, kan die Here se stem uitdoof. Ons gesindhede, ons gewoontes, kan ons weglei van die Here af, sonder dat ons dit agterkom. En kom ons wees nou maar eerlik vanoggend. Jy het hierdie woorde al baie gehoor. Maar jy wil net nie ernstig genoeg daaroor dink om dit te hanteer nie. Jaloesie, bitterheid, onvergewensgesindheid, ondankbaarheid, 'n kritiese gees. Dit reflekteer nie die natuur van God nie. En as ons daarmee besig is, gaan ons nie die stem van die Here hoor nie. Die stem van die Here reflekteer altyd iets van sy karakter, wat genadig is, geduldig is, vriendelik is, goedhartig is, nederig is, liefde is, omgee is. En vrede. En hoe meer ons gesindhede toelaat wat die Here se karakter opponeer, hoe minder sal ons die Here hoor. Gesindheid, ons optrede. Ek gebruik Henny Kuiter nou maar as 'n voorbeeld, want julle het my vra oor hom gevra. Hy laat my nie toe hy is 73 jaar oud. Hy laat my nie toe om 'n skinkbord vir hom te hou, laat hy koffie neem nie. Hy vat eers die skinkbord, sodat ek kan koffie kry, dan kan ek vir hom hou. Hy weier. Hy is 73 jaar oud. Hy maak elke keer die deur van die motor oop vir sy vrou. Gesindheid. Daar's niks in hom wat toelaat dat die Here se stem uitgedoof word nie. Ons manier van optrede kan die Here se stem in ons lewe uitdoof, letterlik uitdoof, om doelbewus met sonde besig te wees. Doof die Here se stem uit. Want julle sien wat doen die vyand, né? Jy's besig met sonde, jy's bewus daarvan, jy weet die Here het nie 'n behaag daarin nie, en wat doen die duiwel? Hy laat jou skuldig voel. En jy voel skuldig, en jy voel skuldig, en jy voel skuldig, en as jy skuldig voel, sal jy nie die stem van die Here hoor nie. Want die Here spreek jou vry. Hoe meer jy te kies om te sondig, hoe minder gaan jy gewillig wees om te luister na die stem van die Here. En jy sien, wanneer ons in die geheim sonde met sonde besig is, dan is ons eintlik besig om weg te kruip vir die Here. En as ons wegkruip van hom, gaan ons nie sy stem hoor nie.
'n laaste ding, draak my neigtigheid. Apatie, ek weet nou nie of dit 'n regte Afrikaanse woord en of dit 'n anglisisme is nie, maar gaan oor draak my neigtigheid of lusteloosheid. Dis ook iets wat ons verhoed om die Here se stem te hoor. Ons optrede, wat ons nou net na gekyk het, mag ons dalk daarvan weerhou om die stem van die Here te hoor, maar om niks te doen nie, kan ons ook verhoed om die Here se stem te hoor. Om nie om te gee oor iets of oor iemand nie. Om net nie om te gee nie. Wat sê die jong mense? 6-7. Wat is dit? Dit die ding? Om apaties te wees teenoor die Here, kan jou verhouding met hom net soveel skade aandoen, as om te kies vir 'n sondige lewe. Om net te sê, ag, ek doen nie sonde nie, alles is oukei in my lewe en alles, maar jy weet, ek is net nie lus nie, ek is net nie lus om Bybel te lees nie, ek is net nie lus om Sondag kerk toe te gaan nie, jy weet, ek gaan net die veilige niks doen pad volg. As jy apaties voel teenoor die Here, gaan jy waarskynlik nie aandag gee aan die maniere wat die Here met jou wil praat nie. As jy nie tyd maak om te bid of Bybel te lees nie, ontsien jy jouself die geleentheid om die Here te hoor praat. Hoe weet ons dat ons wel sy stem hoor? Dat dit wel sy stem is wat ons hoor? Ek het vir julle gesê, wanneer dit ooreenstem met sy woord. Hy praat op baie maniere, en hy praat gereeld, maar daar is ook baie ander stemme, wat met jou wil praat. So hy gee vir ons 'n paar maniere, en een daarvan wat vir ons bevestig dat dit die Here is wat met jou gepraat het, is wanneer jy weet, die woord bevestig dit. En as jy dink die Here het met jou gepraat, en dit stem nie ooreen met die karakter van God nie, stem nie ooreen met die Bybel nie, dan is dit onwaarskynlik dat dit wat jy gehoor het van die Here afkom. En dan is daar natuurlik die vyand van God, die duiwel, wat ons altyd van 'n leuen wil oortuig. En jy kan jouself net verdedig teen hierdie leuns as jy die woord van God ken. En deur God te ken, op 'n manier dat jy weet, daai stem is nie van hom af nie. Nog 'n manier hoe ons weet is die stem van die Here, dit kan bevestig word deur medegelowiges. Jy is nie veronderstel om 'n Christelike lewe op jou eie en alleen te lewe nie. Hoor nou maar, jy het vriende, ek weet jy het vriende wat sê, ek het nie die kerk nodig nie, ek het nie nodig om na daai of daai plek toe te gaan nie, ek is alleen by die huis, fyn met die Here. Ek hou my eie Bybelstudie. Is nie veronderstel om so te leef nie. Jy het Christus nodig, jy het die Heilige Gees nodig en jy het medegelowiges nodig, jy het 'n geloofsgemeenskap nodig. 'n Christengemeenskap, omgewing nodig, waar geestelike groei moontlik is. Jy kan ook leer om die stem van die Here te hoor wanneer jy saam met medegelowiges is. In die geselskap van ander. Mense wat gereeld ook die stem van die Here hoor en wat jou kan help bevestig. Wanneer ons probeer om die stem van die Here te erken, is dit natuurlik 'n wyse ding om veral medegelowiges te raadpleeg wat dalk al langer in die geloof is as jy, wat al meer ondervinding het, en ouens wat met wysheid in jou lewe kan inspreek, wat die woord ken. Vra hulle dan of hulle kan bevestig dat dit wat jy gehoor het wel van die Here af is, of hulle saam met jou sal bid daaroor en vir jou sal terugvoer gee. Jy kan nie net daarop staat maak om na ander gelowiges te luister nie, jy moet self ook by die Here wees. Belangrik. En dan die laaste ding, laaste twee goed, deur aanhoudende en herhalende boodskappe gee dit vir jou bevestiging, want die Here gee nie moed op nie, en hy raak nie ongeduldig nie, so hy praat baie keer aanhoudend met jou wanneer jy iets moet weet. So jy hoor iets en dan dink jy, nee, dis nie die Here nie, en dan kom iemand anders en sê dit ook vir jou, en dan dink jy, ja, maar dis nog steeds nie die Here nie, en dan kry jy woord Sondag hierso, en dit bevestig het weer, en dit is 'n derde of 'n vierde keer. En dan moet jy ernstig daaroor begin bid, want dan is dit dalk die Here wat met jou praat. Herhaling aanhoudend. En tyd. Jou Christelike lewe en jou verhouding met Jesus raak meer volwasse
en groei met tyd en met ondervinding. Hoe langer pad jy saam met die Here stap, hoe beter sal jy sy stem begin hoor. Hy praat altyd, maar met die tyd sal ons meer selfvertroue ontwikkel om te kan onderskei of dit die Here is of nie. En daarom is ons jonger in geloof is, het ons medegelowiges nodig om saam met ons hierdie pad te stap. Ek sluit af met net 4 vinnige 3 goed wat ons kan oefen om sy stem te hoor. En ek bevestig dit eintlik maar net weer. Jou daaglikse afspraak met die Here help jou om te oefen om sy stem te hoor. 10 minute, as jy sukkel, 10 minute, lees 'n stukkie in die woord, bid daaroor, maak 'n nota daaroor, gaan terug daarna toe later om te sien hoe die Here met jou praat. Tyd saam met die Here in gebed en in sy woord. Dis hoe ons oefen. Spandeer gereeld tyd saam met ander gelowiges. Hier op 'n Sondag in 'n selgroepie of 'n klein groepie ergens in die week, by die werk, by jou huis, by iemand anders se huis, waar jy dalk net sit en 'n teksgedeelte bespreek, of dit wat Sondag gepreek is, of wat ook al, en dis 'n plek waar jy leer om die Here se stem te hoor. En dan, soek en behaag hom in alles, elke dag in jou lewe. Nie net in daai 10 of minute of halfuur in die dag nie. En die res van die dag wonder almal, hey, is jy die ou wat Sondag in die kerk gesit het? Behaag hom in alles in jou lewe, elke dag. Die Here wil hê jy verhouding met hom met groei, hy moet groei en jy moet hom al hoe meer vertrou. En ons kan dit net regkry as ons in al die geleenthede wat ons het deur die dag, daarna soek om sy stem te hoor. En dit is so lekker as jy 'n huweliksmaat het, of 'n vriend of 'n vriendin, en julle kan mekaar help daarmee deur die dag. En onthou, jy moet die Here wat in beheer is van jou lewe toelaat om in beheer te wees ten alle tye in jou lewe. Dan sal jy sy stem makliker hoor. Ons sal nooit alles verstaan wat die Here doen en alles verstaan wat die Here sê nie, maar ons kan leer om hom te vertrou in alle omstandighede. En omdat hy vertrou kan word, kan ons 'n lewe begin leef wat ons in staat stel om sy stem te hoor. Kom ons begin net met die veronderstelling dat die Here jou liefhet en dat hy met jou wil kommunikeer. Vra hom om al die afleidings te verwyder en jou te leer om sy stem te hoor. En dan moet ons leer om geduldig op hom te wag, sodat hy met ons kan praat. Psalm 40 vers 5 sê, dit gaan goed met die mens, wat sy vertroue in die Here stel. Geseënd is die mens, wat sy vertroue in die Here stel. Geseënd is die mens wat sy vertroue in die Here stel vir elke besluit wat ek moet neem, vir elke keuse wat ek moet maak, vir elke ding wat ek moet sê, omdat ek luister wat hy vir my sê, voordat ek dit sê of voordat ek dit doen. Amen. Here, ons is so geweldig bevoorreg om 'n lewende God te kan dien. 'n God wat elke oomblik beskikbaar is om met ons te praat. 'n God wat geduldig is, wat nie die wederkoms van sy seun Jesus uitstel nie, maar wat geleentheid gee vir ons om dit te doen wat ons veronderstel is om te doen,
Wat geleentheid gee vir mense om gered te word wat nog nie gered is nie. Wat geleentheid vir ons gee om gereed te wees om te getuig. Om gehoorsaam te wees en die woord, die evangelie uit te dra sodat mense U kan leer ken. Ons is so bevoorreg, Here. Here, ons lewe in wille tye. Ons hoef U niks daarvan te sien nie. Mense is besig, kinders is besig. Here, maar help ons om die geleenthede wat U vir ons gee, aan te gryp, om U stem te kan hoor. Want Here, ons lewe in 'n tyd wat die leiers in die wêreld nie noodwendig U stem hoor, of selfs U stem wil hoor nie, en ons het nodig om dit te weet, Here. Ons het nodig om U stem duidelik te hoor vir ons lewens, om die regte keuses te kan maak, sodat ons U kan behaag, Here, sodat ons U kan verheerlik, soos wat U bedoel het van die heel begin af. Ons wil so graag doen, Here, dit wat U in behaag in het. Ons wil so graag U stem hoor. U is groot, Here. U is goed, U is almagtig, U is alwetend, U is alomteenwoordig. En U het U Heilige Gees gegee om in elkeen van ons te lewe wat glo, sodat ons enige tyd met U kan kommunikeer. It's amazing, Here. Dankie daarvoor. Dankie daarvoor. In die naam van Jesus. Amen.